Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is Andre Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Lukas 5 vers 4. Toe het hy klaar gepraat, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Vaar uit na die diep water toe en gooi julle nette uit om te vang. Daar's iets besonders aan die oewer. Dis veilig, dis bekend, dis beheerbaar. Jy kan die water sien, maar die water kan nie eintlik jou sien nie. En familie, dis eintlik die realiteit van baie mense se geestelike lewe hier en nou. Naby genoeg om te hoor, ver genoeg om nie nat te word nie, in beheer genoeg om terug te stap wanneer dinge ongemaklik raak of moeilik raak. Maar ek wil vandag vir jou sê dat Jesus bly nie vir altyd op die oewer nie. Hy roep my en jou uit om dieper te gaan, Hy roep jou en my uit om nie net gemaklik terug te sit in ons gemaksone nie, maar om op te staan en dieper te beweeg in ons verhouding met hom, dieper te beweeg in die Heilige Gees. Ons kan nie net stil staan by die eerste dinge nie, ons moet groei, ons moet ontwikkel, ons moet dieper gaan. In Lukas 5 sien ons 'n toneel afspeel van menslike moegheid en goddelike uitnodiging. Petrus en sy vriende het vis gevang die hele nag deur en onthou familie, hierdie was vissermanne gewees. Hulle het geweet om vis te vang. Hulle die hele aand het hulle probeer vis vang. Hulle nette is leeg, hulle is moedeloos, hulle het nie hoop meer nie. Die energie is maar min en ons kan net aangaan hoe die situasie eintlik daar is vir hulle. En juis daar in die plek van teleurstelling en uitputting sê Jesus vir hulle, vaar uit na die diep water toe. Vaar uit na die diep water toe. En onthou nou, die konteks van dit is, hulle is moeg, hulle is geïrriteerd, hulle is teleurgesteld, hulle het niks gevang nie, en nou kom Jesus en hy sê, vaar uit na die diep water toe. Nie probeer harder of verander jou tegniek of verander jou denke nie, maar vertrou my genoeg om diep te gaan, Ons gemeente jaarvisie dieper is nie 'n slagspreuk nie. Dis 'n roep. Dis 'n roep weg van oppervlakkige geloof, gemaklike verhoudings en onveranderde lewens. Dis 'n nuwe oorgawe aan die Here wat sê, Here, ons is reg om saam met U diep beweeg in ons geestelike lewe. En onthou, dieper beteken nie noodwendig jy gaan gemaklik wees nie. Dieper beteken nie dat jy noodwendig alles gaan sien nie. Dieper beteken ook nie dat jy altyd in beheer gaan wees nie, maar dat jy oor sal gee aan die een wat in beheer is. Maar dit is juist daar waar God werk. Dis juist daar waar God met ons ontmoet. Dis juist daar waar ons gevorm en geskaaf en geskuur word wanneer ons diep beweeg saam met die Here. Dis juist daar waar ons geestelike lewe verdiep en wortel skiep. So Spreuke 20 vers 5 sê, diep water is die planne in die hart van 'n man en 'n skerpsinnige mens sal daaruit put. God se werk lê selde op die oppervlak. Dit lê baie diep, dit lê diep in ons harte, dit lê in ons motiewe, in ons gewoontes, in ons begeertes. En daarom glo ek met my hele hart en ek vertrou jy glo ook vanmôre so dat hy roep ons na 3 dieptes toe. Die eerste ene vir hierdie jaar is geloof wat groei en verdiep. Ons kan nie stil staan by die eerste dinge nie. Ons kan nie net stil staan by die bekering nie. Ons moet dieper beweeg. Verhoudinge wat verdiep en lewens wat verander. Nie as programme nie, maar as 'n lewensrigting. Nie as rotine of gewoonte nie, maar 'n diep besef dat Jesus van my en jou meer verwag.
Hy verwag van my en vir jou om diep te gaan, en ek glo vanmôre jy ook. So eerstens roep die Here ons deur geloof wat groei en verdiep. Mense oor die algemeen oorleef deesdae net. Hulle is moeg. Daar's nie vertroue nie, daar's nie geloof nie, daar's nie vrede nie, daar's nie 'n toekomsverwagting nie. En daarom glo ek regtig dat die Here roep my en jou om van oorlewing, net daai net oorlewing te beweeg na vertroue in hom. Paulus sê in Romeine 1 vers 17, hy sê, want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Let op wat hy sê. Die Bybel sê nie die regverdige begin in geloof nie, maar dat hy uit sy geloof leef. Baie Christene leef geestelik op minimum oorlewing. Net genoeg geloof om gered te wees. Net genoeg woord om nie skuldig te voel nie. Net genoeg gebed om nie heeltemal leeg te wees nie. Dis ongelukkig die realiteit van baie van ons geestelike lewens. Ons is net daar. Net genoeg gebed, net genoeg woord, net genoeg kerk toe kom, net genoeg van hierdie om nie skuldig te voel nie. Maar God roep uit en hy roep ons na volheid familie. Ons kan nie tevrede wees met 'n lou, onvervulde geestelike lewe nie. Ons durf nie tevrede wees met dit nie. Ons durf nie hierdie jaar in beweeg met 'n lou lewe. Om te sê, ons gaan maar net aangaan soos wat ons die verlede aangegaan het. Ons gaan maar net so saam met die Here stap, wanneer dit gemaklik is, wanneer dit nie moeilik is nie, dan is ons okay. Ons durf nie okay wees met so 'n lewe nie. Ons almal wil op baie areas presteer. Ons wil op sport baie goed doen. Ons wil graag in ons beroepe presteer. Ons wil graag in alles wat ons aanpak, wil ons goed doen, nie waar nie? Daar sal nie een persoon wees in hierdie gebou vanmôre wat sê ek wil nie 'n goeie lewe leef nie. Ek wil nie goed doen in my beroep nie. Ek wil nie goed doen in my sport nie. Ek wil nie goed doen in my familielewe nie. Ons almal wil goed doen. Maar wat van ons geestelike lewe, familie? Wat van ons geestelike lewe? Wat van ons verhouding met God? Wat van die ewige lewe? Want sover ek weet, is daar net twee uitkomste na hierdie aardse lewe. Dis of die ewige hel of die ewige hemel. En baie keer is ek en jy so besig met ons eie goed, met ons eie planne, met ons eie daaglikse goed, dat ons vergeet van die Here, dat ons nie by die Here uitkom nie. En dan hier op die einde van ons lewens kan ons nie verstaan hoekom ons nie 'n verhouding met God het nie. Hoekom het ons nie verdiep in ons verhouding met die Here nie? Dis absoluut skrikwekkend hoe roekeloos baie mense is met hulle geestelike lewe, veral in vandag se tyd. Paulus kom en hy bid in Efesiërs 3 vers 17 tot 19. Hy sê dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle in sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Let op daardie woord wat hy sê, diepte, diepte. Die realiteit is dit, geloof verdiep wanneer wortels diep gaan. Ek sê dit weer, geloof verdiep wanneer wortels diep gaan. 'n Boom oorleef nie net omdat sy takke nou sterk is nie, hy oorleef die wind en die storms omdat sy wortels diep gaan, omdat sy wortels stewig is in die grond. Kolossense 2 vers 6 tot 7 sê, aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Dieper geloof beteken, jy ken nie net God se hand nie, maar jy ken sy hart. Jy vertrou hom nie net wanneer dinge sin maak vir jou nie. Jy bly staan wanneer alles om jou wil pad gee. Bly jy staan en fokus op hom. Jakobus sê dat geloof getoets word sodat volharding kan voortgebring word. Volharding. Met ander woorde, God neem ons dieper nie om ons te breek nie, maar om ons te vestig. Hy vat jou op diep plekke, hy vat jou op diep areas in jou lewe om jou juis te vorm, om jou juis te skaaf en te skuur, om jou juis te vestig, sodat jy aan die ander kant baie sterker kan uitkom. 'n Gemeente wat dieper gaan in geloof, word minder afhanklik van emosies, word meer standvastig in storms, word rustiger in onsekere tye. So eerstens roep die Here ons as gemeente hierdie jaar nie net om ons geloof te groei nie, maar om werklik te verdiep
in daarin. En dan tweedens roep hy ons deur verhoudinge wat verdiep. Efesiërs 4 vers 25 sê, daarom moet julle die leuen aflê en die waarheid oor mekaar praat, ons is tog lede van dieselfde liggaam. Die Christelike lewe is nie 'n ontwerp om alleen geleef te word nie. Ek het nou 'n week terug, of ek het seker so 3 weke het ek deur 'n baie moeilike tyd gegaan met my gesondheid, en ek het mense gehad wat daar by my gestaan het, ek het mense gehad wat vir my gebid het, en ek kan dit nie eens indink as ek alleen deur dit moes gaan nie. En wat van jou? Hoeveel keer gaan ons nie alleen deur die lewe nie, alleen deur die moeilikheid, alleen deur die uitdagings, maar God roep ons saam, om saam die liggaam te wees. Ons tyd is vol mense, maar arm in gemeenskap. Baie mense ken mekaar se name, maar ons ken nie mekaar se laste nie. Baie mense ken mekaar se gesigte, maar ons ondersteun geensins nie. Ons bid nie vir mekaar nie, ons bemoedig mekaar nie, en so kan die lys maar net aangaan. Dis alles goed wat vir my en jou moet belangrik wees in ons lewens. Maar sover ek weet, sê Paulus vir ons in 1 Korintiërs 12 vers 26 tot 27, as een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Ons is die liggaam van Christus. Hierdie is nie net 'n kerk nie, hierdie gebou is nie die kerk nie, ek en jy is die kerk. Ek en jy is die liggaam. Ons is deel van mekaar se lewens. Ons is deel van iets groters en sterkers. Jy's deel van 'n gemeenskap. Ons is nie net die kerk nie, maar ons is familie. Ons is familie. In Handeling 2 vers 42 beskryf hulle regtig 'n gemeente wat gegroei het in hulle geloof en verdiep het in hulle verhoudings en verdiep het in hulle geestelike lewens. Hoor hoe het hulle gemeente gedoen? Hoor hoe het hulle kerk gedoen? Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoeftes. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind en die Here het elke dag mense wat gered geword by die gemeente gevoeg. Hierdie was nie oppervlakkige verhoudinge nie. Dis mense wat saam gebid het, saam geëet het, saam geween het, saam gegroei het, saam verdiep het. En die realiteit is dit vermoere. Dieper verhoudings, om dieper te beweeg met verhoudings, dra altyd 'n risiko. Dra altyd 'n risiko. Om diep te gaan met mense beteken, daar gaan dalk tye wees wat jy seer gemaak gaan word. Ons is mense. Dit beteken jy moet eerlik wees. Dit beteken dat jy moet gaan leer om te vergewe. Efesiërs 4 vers 2 sê, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Dit impliseer dat dit gaan nie altyd net maklik gaan nie. Daar gaan moeilike tye kom, veral wanneer jy dit doen net met verhoudinge. Maar dit is juis in daardie seisoene wat God ons vorm. 'n Gemeente wat dieper gaan in verhoudings is nie perfek nie. Is regtig nie perfek nie, maar is eg. Is nie konflikvry nie, maar is genadig. Is nie koud nie, maar is veilig. Veilig. So eerstens roep God ons om geloof te groei en te verdiep, tweedens om verhoudinge te verdiep en derdens om lewens te verander. Familie, ons kan nie net stil staan met bekering. Ek het nou dit gesê, iewers gaan ons moet begin met die proses van heiligmaking. Toe ek 'n jeugwerker was daar 'n tiener gewees. Sy's nie in ons gemeente nie, maar hierdie tiener het letterlik elke Vrydag met elke byeenkoms sy tot bekering gekom. Ek ken nie iemand anders wat so baie tot bekering gekom het soos daardie persoon nie. Familie, ons kan nie so ons lewens bou nie. Ons kan nie ons geestelike lewens so bou nie. Ons kan nie elke Sondag tot bekering kom, elke Sondag 'n nuwe oorgawe maak nie. Iewers moet dit deursink tot die hart toe. Iewers moet die hart begin sag raak. Iewers moet ons begin met die proses van heiligmaking. Iewers moet die Here begin om te skaaf en te skuur in ons lewens en ons te groei. Iewers gaan ons moet begin groei en verdiep.
Ons kan nie altyd by die sagte babakos bly nie. Soos ons die pad saam met Jesus stap, so word ons lewens getransformeer na ware disippels van God. Paulus sê dit duidelik in Romeine 12 vers 2, hy sê, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Die doel van die evangelie is nie net dat ons hemel toe gaan nie, maar is om hemel in jou hart te kom vestig. Om die Here in jou hart te kom vestig. Wanneer geloof verdiep en verhoudings gesond raak, kan lewens nie dieselfde bly nie. Paulus verwoord dit so mooi, hy sê in 2 Korintiërs 3 vers 18, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Dis 'n proses, laag vir laag, dieper en dieper. Een ding kan jy verseker weet, 'n veranderde lewe dra altyd vrug. Dra altyd vrug. Galasiërs 5 wys vir ons die vrug van die Gees. Dis nie 'n lys om af te tik nie, om te sê, o, gelukkig het ek die ene, gelukkig het ek daai ene, gelukkig het ek hierdie ene nie. Nee. Dis 'n veranderde lewe, dis 'n lewensuitdrukking. Hy sê die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. 'n Gemeente wat dieper gaan, lyk anders as die wêreld. Ons kan nie dieselfde lyk as die wêreld nie. Reageer anders op pyn, leef anders in gesinne, werk en gemeenskap. Dis nie uit selfdissipline nie, maar is uit geestelike vernuwing. Familie, mag ek jou vanoggend opnuut vra, vir elkeen van julle, oud of jonk, elkeen wat in hierdie gebou sit, wanneer laas het jy jou geloof met iemand gedeel? Wanneer laas het jy getuig? Wanneer laas het jy vir iemand gesê wat die Here in jou lewe kom doen het? Wanneer laas het jy die sout en die lig van hierdie aarde geword? Wanneer laas het jy Jesus se arms en voete gewees? Jy sien, ons word so besig met ons eie dinge, dat ons totaal en al vergeet van God en ons verhouding met God. Ons is nie op hierdie aarde net vir onsself nie. Ons is nie op aarde vir onsself nie. Ons is hier om die lig daar buite te gaan straal. Dit wat die Here in ons harte kom doen het, dit wat die Here in ons lewens kom doen het. En dit doen ons deur diep te gaan in ons lewens.